Elke gesin het gewoonlik sy eie ritueel. 'n Kleinigheid wat niemand regtig groot beplan het aan nie, maar wat iewers langs die pad 'n heilige betekenis gekry het. Byvoorbeeld by 'n braai waar iemand altyd die eerste stukkie vleis eers moet proe, voordat die res kan eet. Of dalk op pad na 'n vakansie waar almal 'n spesifieke liedjie moet sing as ons net in die kar geklim het. Of dalk om 'n dorp se naam uit te skree voordat die eerste bord van die dorp verskyn. By die see waar jy altyd op die eerste aand vis eet, al hou jy nie eens soveel van vis nie. Of net voor slaaptyd wanneer jy vir jou kinders dieselfde gebedjie sê wat jou pa vir jou gesê het. Dis alles rituele, gewoontes, rites. Klein gewoontes wat groot betekenis dra. En dan gebeur dit. 'n Geliefde sterf en skielik word daardie ritueel meer as net 'n gewoonte. Dit word eintlik 'n plekkie in jou geheuebank, iets wat jou laat onthou, iets wat jou dra. Baie families hou jare na iemand se dood daardie rites aan. Nie omdat dit nodig is nie, maar omdat dit heilig geword het. 'n Manier om te sê, ons vergeet nie. Jou storie is deel van ons storie. Amper 'n stil manier om te sê, hulle leef steeds in ons ritmes. Hulle storie is verweef met ons. Nou God verstaan ons menslike behoeftes aan rituele, aan simboliese handelinge wat ons anker. Dink nou maar net aan die Sabbat, die Pasga, die nagmaal, die ritueel van handoplegging, die gebruik van olie, die aansteek van lig, die breek van brood. Dis alles eintlik rituele. Gewoontes vol betekenis, wat ons help onthou wie God is en wie ons is. In die Bybelse taal is onthou nie net 'n gedagte nie. Dis eintlik 'n handeling. Jy doen iets om te kan onthou. Hoe help rituele ons? 'n Ritueel doen eintlik 3 dinge. 1. Dit anker jou in jou verhaal. Dit herinner jou eintlik waar jy vandaan kom en wie saam met jou gestap het. 2. Dit bring jou terug na God toe. Dis mos waarom Jesus sê, doen dit tot my gedagtenis. Dis nie net 'n ritueel nie, dis eintlik 'n ontmoeting. En dan 3. Dit genees jou wanneer woorde tekort skiet. Partykeer dra 'n eenvoudige handeling jou deur rou, deur vrese, deur onsekerheid. Dalk is daar ook in jou lewe 'n klein ritueel wat lankal jy mee opgehou het en nie meer 'n gewoonte is nie. 'n Eenvoudige ding wat jou herinner het aan iemand wat jy liefhet, of aan God se trou, of aan 'n tyd toe die lewe net eenvoudiger was. Dalk maak God jou vandag net weer nuut bewus van hoe belangrik hierdie eenvoudige dinge is. Die familiegebed, eerste koppie koffie in stilte, die hand op iemand se skouer, die vasbyt met 'n tradisie wat net julle as gesin verstaan. Dalk roep hy jou terug na ritueel wat jy lanklaas beoefen het. Nie uit plig nie, maar uit behoefte om hom weer te ontmoet. Hier's 'n paar vrae waarmee ek jou vandag wil uitdaag. Watter klein ritueel dra jou deur jou dag? Aan wie of wat herinner dit jou? Hoe kan jy weer van God bewus raak in eenvoudige handelinge? Is daar 'n ritueel wat jy moet terugbring om jou hart weer te laat rus? Kom ons bid saam. Here, dankie vir klein gewoontes in ons lewens. Gewoontes wat partykeer heilig word, omdat dit ons anker, omdat dit ons help onthou, omdat dit ons dwing om weer herinnerings op te roep. Maar Here, dankie ook vir daardie klein gewoontes wat ook genees, wat ons help om pyn te kan dra, om rou te kan dra, om 'n anker te wees in onsekere tye. Help ons om hierdie klein gewoontes so in te rig, dat dit ons ook nader in U sal bring en ons weer sal herinner aan U teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen.
Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net weer nodig om te besef hoe belangrik daardie klein gewoontes is. Klein gewoontes wat jou genees in geloof. Tot 'n volgende keer.